weer hierdie week se katekisasie toerusting doen. Hierdie week is ons by les 11 in ons katekisasie handleidings en dit is van by Genesis 14 stil staan. Dan gaan ek oor hierdie geweldige oorwinning, militêre oorwinning wat Abraham behaal en Melchisedek wat hom seën. Dit was 'n vreemde figuur hierdie Melchisedek. Ons wil graag met ons kinders bietjie hierop ingaan. Ek dink 'n lekker hoofstuk ook as ons nou ingaan op Abraham se oorwinning wat hy behaal, veral vir die seun. Ek dink ons kan God lekker vertel, maar die meisie kinders ook. Maar ja, dan Melchisedek. So dit is waaroor ons hierdie week bietjie dieper op gaan ingaan. Ek dink net so wat is belangrik vir hierdie week as ons met ons kinders weer in die Here se woord ingaan? Ek dink dit is baie belangrik om elke keer die lyn van moederbelofte te hersien. Ek gaan dit nie nou in hierdie week se toerusting doen nie. Ek het daarom nou al in 'n paar toerustings daarby stilgestaan en julle kan maar weer bietjie teruggaan en gaan kyk, maar ek dink baie belangrik hamer die moederbelofte lyn en dis die groot storie wat ons vir ons kinders wil vertel, nie? Die vyandskap wat God stel tussen vrousaad en slangsaad. Slangsaad sien ons dan begin in Kain. Ons sien dit later in Kanaan, Gam se een seun. En dan in die lyn van Set lê die vrousaad. Die kerk kan ons maar sê in die lyn van Noag se seun Sem. En dan by Abraham, by wie ons op die oomblik is. Daar lê die kerk van die Here en uit hulle uitkom dan uiteindelik ook Jesus Christus, wat ons verlosser is en wat die koninkryk van God bring. Nou ja, dis so, hersien bietjie weer daai moederbelofte lyn. Ek dink dis belangrik, meer in detail as wat ek dit nou nie gedoen het. Dan dink ek ook, ons moet so bietjie nadink oor die konteks van Genesis 14, omdat die vorige hoofstuk was ons by Lot en Abraham se paaie wat geskei het in Genesis 13. Lot het toe aan die Transjordaan gaan bly, net aan die oorkant van die Jordaanrivier, steeds Kanaan, maar aan die oorkant van die Jordaanrivier aan die ooste kant. En hy bly al hoe nader aan Sodom. Ek dink dis ietsie om uit te lig, veral vir dit wat ons in Genesis 14 gaan doen. En dan dink ek is dit ook belangrik om met julle kinders weer te praat oor hoekom is die fokus op die Abraham geskiedenis so baie belangrik. Ek dink een van die groot dinge, en ons het dit nou in Genesis 12 by die roeping van Abraham gesien, is dat Abraham is 'n regte disipel, okay? Hy's regtig gelowig, hy volg die Here, en dus, ons kan in Abraham 'n disipel raak sien. En ons kinders kan in die lewe van Abraham dus geweldig baie leer oor wat die werklike navolging van Jesus uiteindelik beteken. So ek dink dis belangrik. Gaan 'n bietjie weer terug en gaan kyk na Abraham se lewe. Hoekom is dit belangrik? Ek dink belangrike beginsels wat ons sover hier na my aantekeninge kyk, belangrike beginsels wat ons dalk vir ons kinders weer kan uitlig, is die 2 Korintiërs 5:7 beginsel. Abraham lewe nogals met daai beginsel. Ons leef nie deur aanskouing nie, maar deur die geloof. Dis baie belangrik. Nog 'n beginsel is, ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Die wêreld behoort aan ons, net soos Kanaan behoort en het aan Abraham, maar ons is op hierdie stadium nog in 'n vreemdelingfase. Abraham was daar gewees. Dan het ons gekyk, 'n derde beginsel, pas op vir beïnvloeding. Moenie soos die wêreld om jou wil wees. Dit sien ons by Lot, die gevaar as hy al nader aan Sodom trek. Dan 'n vierde beginsel, aanbidding. Abraham is heeltyd besig om te aanbid. Huisgodsdienst, erediens, dit is hoe ons as gesinne moet wees. Huisgodsdienst, erediens mense. En dan moet mens, en mens kan nie anders nie, elke keer weer moet die fokus na God toe gaan. As jy na Abraham kyk, moet die fokus uiteindelik na God toe gaan. Kyk, wie is God vir Abraham? God is roep hom uit genade alleen, God verlos hom uit genade alleen, God bly getrou, God bly steeds iemand, die een wat Abraham uit genade uit verlos. So, dit bring ons dan nou by Genesis 14, dus moet dieper ingaan op Genesis 14, kom ons doen dit. Wat leer ons in Genesis 14? Ek dink hier's 4 episodes, ons met ons kinders kan stilstaan. As ek nou deur Genesis 14 met my kinders lees, dan sou ek lees eers vers 1 tot 12, en dan moet ek praat oor wat daar gebeur, vers 13 tot 16, wat daar gebeur, vers 17 tot 20, wat daar gebeur, en dan weer vers 21 tot 24. So ek sal nie net een slag dwars deur lees, en dan
terugkom by die lesse wat ons leer nie. Ek sal hierdie episodes leer en dan hierdie episodes lees en dan by elkeen van hierdie episodes bietjie stilstaan sê, wat is die les hier? Okay? So in vers 1 tot 12 gaan dit oor die inval in die Transjordaan Kanaan. Vers 13 tot 16 operasie Red Lot. Vers 17 tot 20 is Melchisedek. En dan vers 21 tot 24 Bera, die koning van Sodom. So dit is die 4 episodes. Kom ons gaan in op episode 1. Die inval in die Transjordaan. Nou, ons lees van die inval, ons skryf die agtergrond tot hierdie inval, soos by vers 1 begin, daar lees ons wanneer het hierdie inval gebeur. Dit sê in die dae van Amrafel, die koning van Sinear, Arioch, die koning van Elasar, Kedor Laomer, die koning van Elam, Tidial, die koning van die nasies. Die inval in die Transjordaan gebeur in hulle tyd. Nou, al die ouens van vers 1, kom hier, kry ons hier in Mesopotamië, daar waar Abraham eintlik vandaan kom en hier aan die Noord-Mesopotamië, Suid-Mesopotamië en Noord-Mesopotamië, daar was hierdie 4 konings. En hulle staan eintlik onder aanvoering van Kedor Laomer. Hy kom van Elam af, as ek dit nou nie mis het nie. Ja, Elam is hier in vandagse Iran. Dis waar Elam is. En so ons kry hierdie 4 konings, hierdie Mesopotamiese konings, en hulle is in 'n koalisie en hulle val dan die Transjordaan in. En ons kom dit agters in vers 2, 3 en vers 4. Nou kyk nou net so 'n bietjie, hulle beweeg nie hierso is van woestyn. Hulle beweeg noordwes op allangs die Eufratrivier en dan val hulle hier aan. En as ons praat van Transjordaan, dan is dit die gebied net ten ooste van die Jordaanrivier, hier van Damaskus beweeg jy nou in Kanaan in, en dan hierso is die meer van Galilea af, dan is die doos hier, is nog 'n bietjie klein op die kaart, maar die Transjordaan is die gebied net oos van die Jordaanrivier. En hierdie 4 koning koalisie onder leiding van Kedor Laomer val hierdie gebied in. Hoekom val hulle die gebied in? Want hier was 5 konings hier in die suide van die Dooie See omgewing, wat teen hulle in opstand gekom het. Lyk my, hierdie 5 konings was onderhoorig aan hierdie 4 koning koalisie, moes ook belastings aan hulle betaal het, maar toe, vir 10 jaar lang op hier staan het, in vers 3, kom ons lees dit gehad. Vers 4, sê 12 jaar lang het hulle Kedor Laomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle in opstand gekom, en toe in die 14de jaar doen hierdie 4 koning koalisie onder leiding van Kedor Laomer doen hulle toe die inval in die Transjordaan. Nou, so dis 'n bietjie wat gebeur hier, so die inval in die Transjordaan. As ons nou in vers 5 tot 7 lees, dan sien ons dat hierdie 4 koning koalisie toe sommer hier in die Transjordaan gebied, hier van die noorde tot die suide, dit heeltemal skoon gemaak het, jy weet, mens lees aan vers 5, toe kom Kedor Laomer, in die 14de jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refahiete, en die Refahiete is hier in die noorde rond gewees, langs die Jordaanrivier, in Asserot Karnaim, en die Susiete in Ham, en die Emite in die vlakte van Kiryat Jataim, en die Horiete in die gebergte Seer, dan beweeg ons nou al hier meer na onder toe, die gebergte Seer is meer hier na die suide toe, tot by El Paran, wat aan die woestyn lê. El Paran lê al hier by hierdie oortjie, hierdie oostelike oor van die Rooi See. Hulle het tot daar ingeneem. Daarop het hulle omgedraai en mispad en dit is Kades en die hele land van die Amalekiete verower. So toe draai hulle nou hier van onderaf om en hulle beweeg bietjie weer op noord. Net sien waar is ek nou op die kop. Hulle beweeg bietjie op noord daar na Kades toe, die Amorite in hulle hele grondgebied ingeneem. So hierdie ouens se operasie om hierdie 5 konings hier aan die onderkant van die Dooie See nou in te neem, nou 5 konings is nou Bera van Sodom, Birsa van Gomorra, Sinear, die koning van Atma, en Semeber, die koning van Seboim, en die koning Bela, dit is die koning van Bela, dit is Soar. Hulle lê almal hier aan die suidepunt van die Dooie See. Maar hierdie ouens se taktiek, hierdie 4 konings se taktiek was nou
om hier op te beweeg en dan Kanaan in te gaan en eers al die ouens uit te haal, hulle neem die hele Transjordaan gebied af, gaan af suid, draai dan om, neem die Amalekiete in en dan fokus hulle op daai 5 konings wat nou opstandig geraak het. En ons lees daarvan vers 8 tot by vers 11, as ons lees vers 8, toe trek die koning van Sodom uit, koning van Gomorra, koning van Adma, toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar. Hulle stel hulle toe op in die laagte Sidem. Waar al presies dit is, weet ek nie, dit lyk my daar aan die suidekant van die dooie see, en het lyk my, as ek nou kyk na die kommentaar en bietjie lees oor dit vandag eintlik onder die water van die dooie see lê, daai gebied. In 'n geval, hierdie 4 koning koalisie vermorsel toe daai 5 konings behoorlik word. Hulle vlug weg en hulle val in gate en alles, maar dan die krisispunt. Vers 12. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Daar's nou die krisis. Hier is Lot nou ook binne in die hele gemors betrek. Hierdie konings, die 4 koning koalisie met 'n geweldige aanslag, maak alles skoon, en dan uiteindelik ook neem hulle daar die 5 konings oor, en Lot is ook dan, Lot het toe nou uiteindelik in Sodom gaan bly. Dis die krisispunt. Kom ons vra hierso moet ons nou 'n bietjie stop as ons dit gelees het, 'n bietjie stop, en dan moet ons vir ons kinders vra, hey, wat 'n les kan ons hier leer, wat moet ons hier raak sien? Nou ek dink, onthou in die laaste keer in Genesis 13, het ons gesien, die wyding het te min geword vir Abraham en vir Lot, en Abraham leef toe regtig die disipel beginsel uit van, ander is meer as ek, ander se belange dra groter gewig as myne, en hy sê toe vir Lot, luister, kies jy eers, en Lot kies toe die hele Jordaanstreek, en dan staan daar dat Lot sy tente al hoe nader opgeslaan het tot by Sodom. Dit is nog gesê, hier is 'n probleem, want die manne van Sodom was baie sleg en groot sondaars voor die Here. En wat ons nou hier raak sien is, pas op vir wêreldse invloede op ons en ons kinders. Ek dink dis 'n beginsel wat ons hier vir ons kinders moet weer inhang. So dit by die vorige toerusting gesê, toe ons op Lot gefokus het, daarby wat die beste lyk, is nie altyd die beste nie. Dit is gesê, pas op vir die invloed waaraan jy jou blootstel. En nou sien ons hierdie krisis nie. In Genesis 13 vers 12 staan daar dat Lot al hoe nader getrek het en tot by Sodom gekom. Hier in Genesis 14 vers 12 staan daar dat hy binne in Sodom woonagtig was. En Sodom is regtig 'n slegte plek. En die manne van Sodom was baie sleg en groot sondaars voor die Here, sê Genesis 13 vers 12. En nou wragtig daar bly Lot toe nou binne in die plek. Pas op vir die invloed waaraan ons blootstel. Lyk my slegte invloed suig jou in, soos hierso vir Lot. Pas op waaraan ons onsself en ons kinders blootstel. So ek dink dis weer 'n les wat ons vir ons kinders hier kan inhamer. En nou die krisis, kyk nou waar eindig Lot nou op. Nou is hy 'n balling, 'n gevangene, saam met hierdie Kedorlaomer. Nou ek kan my net indink as ek sy ou se naam lees, dat dit nie vreeslik lekker is om in een van sy gevangenes te wees nie. Maar in elk geval, so dit is nou wat ek dink ons met ons kinders daar kan praat, as ons van vers 1 tot vers 12 gelees het. Praat 'n bietjie oor hierdie les. Luister, pas op. Disippels moet oppas waaraan ons blootstel. En slegte invloed het 'n insuigende krag. Kyk nou hierso, wat met Lot gebeur. Goed, ons beweeg 'n bietjie aan. Vers 13 tot 16 gaan oor operasie Red Lot. Nou hierdie is vir my, as ek hierdie gedeeltjie lees, net geweldig aangrypend. Abraham hoor hierdie slegte tyding van Lot wat nou weggevoer is, en dan roep Abraham sy spesiale magte op. Net nou 'n bietjie daarso in vers 14, is my nog wat eintlik skitterend. Toe Abraham hoor
dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne, wat in sy huis gebore is, laat uittrek. Sy geoefende manne, ons kan sê hier's Abraham se rekkies. Die spesiale magte, uittrek met hulle uit, 'n volle 318 van hulle. En dan, Abraham is nou hierso by die terpentynbome van Mamre, dink ek laas gewees, en dan agtervolg hy hierdie 4 koning koalisie, en uiteindelik ontmoet hy hulle by Dan. Vind die geveg plaas, en dan skitterend uit hierdie 318 ouens, hy deel hulle in 3 groepe, en dan val hy hierdie 4 koning koalisie in die nag aan, en hy verslaan hulle net heeltemal. Ek dink net, as ek hierdie net lees, dan sê ek net, wow, hierdie Abraham, weet, hy maak my opgewonde. Dis goed om vir ons seuns 'n bietjie van manne te vertel wat nie bang is nie. Jy weet, wat bereid is om te veg vir hulle mense. Dis net baie belangrik. En Abraham is so oud. En hy doen dit met hierdie spesiale magte van goed geoefende man. Lyk my Abraham het hulle opgelei. Maar in 'n geval, nou wat, dis kan natuurlik nie net daar stop nie, want ons is dan net by 'n moralistiese heldestorie, nee, ons moet uiteindelik uitkom by wat sê die Here vir ons en ons kinders in hierdie gedeelte. So watter toepassings is hier? So ek dink heel eers moet ons hier raak sien, kyk God, as Abraham hier wen met 318 man teen hierdie geweldige 4 koning koalisie uit Mesopotamië, moet ons God raak sien. Ons moet God se getrouheid raak sien, ons moet God se genade raak sien. Kyk na vers 20, né? Dis nou daar waar Melchisedek praat, en ons sal nog dieper daarop ingaan, maar net om dit uit te wys. Melchisedek sê daar, geseënd is God, of geloof en geprys moet word God, die Allerhoogste, wat u vyande, nou praat hy met Abraham daar, wat u vyande in die hand gegee het. So God het hierdie oorwinning aan Abraham gegee. Ons moet God hier verheerlik. Hier moet ons bring by, wow, dis nie net, dis in die eerste plek met Abraham. Kyk ons God, as ons Abraham se oorwinning sien, dan moet ons verder van Abraham se oorwinning af kyk. Ons draag sien, dis God wat hierdie doen. En God is net so goed. God is getrou. Hy het in Genesis 12 vir Abraham geroep het hy gesê, ek sal jou groot 'n nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Ek sal seën diegene wat jou seën, ek sal hom vervloek, diegene wat jou vervloek. En jy sien as dit God se absolute getrouheid aan Abraham. Die Here is by Abraham, die Here gee vir Abraham oorwinning. Wonderlik, kyk ons God se getroue aan sy disipel Abraham. 'n tweede ding wat ons vir ons kinders hier moet wys is, ons sien in Abraham 'n heenwysing na Christus. Ons sien in Abraham 'n heenwysing na Christus. Uit genade alleen bring Abraham seën en lewe vir die volke van Transjordaan. En hulle verdien dit nie. Al hierdie volke wat hier, daai 5 koning koalisie hieronder wat in opstand gekom het teen die 4 koning koalisie van Mesopotamië, dis bose mense man. Hulle is slegte sondaars voor God. En tog, toe Abraham nou vir Lot gaan bevry, het hy hierdie 4 koning koalisie heeltemal uit Kanaan uitverdryf. Jy weet, hulle daar tot daar by Damaskus uit weggedryf. Abraham bevry Kanaan. Hy gee lewe en seën en lewe vir mense wat glad nie verdien nie. En so is Abraham 'n heenwysing na Christus toe. In Genesis 3 vers 2 of Genesis 12 vers 3 sê die Here vir Abraham, ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En dan sê die Here hierdie belofte, en in jou sal al die geslagte van aarde geseën word. En iets daarvan sien ons al klaar. In Abraham word die volke van Transjordaan geseën, word die volke van Kanaan geseën. Abraham is die een wat hulle vyande wegdryf. In Abraham kom daar regtig 'n seën na die volke toe. En so is Abraham natuurlik 'n heenwysing na Jesus, die nageslag van Abraham, in wie die volke van hierdie wêreld geseën word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê en nie meer verlore gaan. En dis 'n belangrike ding. Ons moet ook Christus aan ons kinders verkondig, en hier in Abraham sien ons iets van Christus. Christus bevry ons uit die slawe mag van sonde en Satan, uit die mag van die Kedorlaomer, wat heenwys na die magte van Satan en sonde wat ons in slawerny hou. Jesus kom bevry ons daar. In Abraham sien ons daardie bevryder, Jesus, ons verlosser. Nou,
Dit is vers 13 tot 16. Dan beweeg ons aan vers 17 tot 20. Nou in vers 17 tot 20 is ons nou na die operasie Red Lot. Abraham kom nou weer terug. En dan sien ons in vers 17 staan daar Genesis 15, ek kan net so weer terugblaai. Genesis 15 vers 17 sê 14 vers 17 sê na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom, dis nou Oudera, uitgetrek vir Abraham tegemoet na die laagte Sawe. Dit is die koningslaagte. Dit sê vers 17. Nou dit lyk vir my, die laagte Sawe is hier in die omgewing van Jerusalem. En dan kry ons nou die Kidron-vallei hier aan die ooste van Jerusalem, en dan die Hinnom-vallei hier aan die suidekant van Jerusalem. En dit lyk vir my waar hierdie twee valleie in mekaar inloop. Daar was die laagte Sawe. Lyk dit vir my, as ek nou maar lees 'n bietjie, oplees daaroor, ek is nie doodseker nie, maar dit lyk vir my nogal, die ouens sê dit was in daardie omgewing. So daar ontmoet die koning van Sodom dan vir Abraham. Maar dan in vers 18 skuif die fokus heeltemal dadelik weg van die koning van Sodom af na Melchisedek toe. Melchisedek. Nou Melchisedek staan daar in vers 18. Hy was die koning van Salem en hy was 'n priester van God die Allerhoogste en hy bring toe brood en wyn vir Abraham. Kom ons gaan net 'n bietjie in op Melchisedek. Nou as ons Melchisedek skrif met skrif vergelyk, dan ontmoet ons vir Melchisedek by weer in Hebreërs 7 vers 2, ook in Psalm 110, ons sal nou daartoe gaan, maar in Hebreërs 7 vers 2 word Melchisedek se naam vir ons verduidelik. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van geregtigheid. Nou, Melchi is in Hebreëus koning, of Melech in koning, en dan Sedek, Melchisedek, wat Sedek is geregtigheid. So, Melchisedek was koning van geregtigheid, en dan ook koning van Salem, en dit is Jerusalem in daardie tyd. En dit is koning van vrede, want daar Salem van Jerusalem kom van Shalom af, vrede. So hier sien die Melchisedek ewe skielik op die toneel, hy is die koning van geregtigheid, hy is 'n priester, en hy is ook koning van vrede, koning van geregtigheid, koning van vrede, by dit alles 'n priester. En wat doen Melchisedek? Hy bring toe vir Abraham brood en wyn, en dan sien ons ook dat hy vir Abraham seën. Dis in vers 19. Hy sê in vers 19, hy het vir Abraham geseën, en hy het gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. En dan aanbid hy vir God, en dan gesê ek in vers 20, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. En dan staan daar dat Abraham tiendes van alles vir Melchisedek gegee het. So dis wat nou hier gebeur, hierdie ontmoeting by die laagte Sawe, die koningslaagte daar naby Jerusalem. Eers kom Dera daaraan, koning van Sodom, maar dan ewe skielik is Melchisedek ook daar. En wie is Melchisedek? Koning van geregtigheid, koning van vrede, hy is ook priester, hy is 'n priesterkoning. En dan seën hy vir Abraham en hy aanbid vir Abraham. Kom ons kyk, wat moet ons nou hier leer? Nou, ek dink heel eerste moet ons raak sien. Wat baie belangrik is dat Melchisedek 'n priesterkoning is. Hy is nie net 'n koning nie, hy is nie net 'n priester nie, hy is 'n priesterkoning. En is 'n priesterkoning, as priesterkoning, wys hy heen na Jesus. Jesus is die priesterkoning. Ek kan gerus vir julle kinders Psalm 110 vers 1 tot 4 gaan lees, en dan Hebreërs 7 vers 1 tot 3. En Psalm 110 vers 4 praat, is 'n profesie, 'n psalm wat gaan oor Jesus se hemelvaart, en hy gaan sit dan uiteindelik aan die regterkant van God. En die psalm begin so, die Here het tot my Here gesê, dan Here, die eerste Here is Jahwe het tot my Here gesê, sê Dawid, en daai Here van Dawid, niemand anders nie as Jesus Christus. So, Jesus is die Here wat koning is aan die regterkant van God,
Maar dan sê vers 4 ook dat die Here gesweer het, en dit sal hom nie berou nie. U, Jesus, is priester vir ewig volgens die orde of op die manier waarop Melchisedek priester is. En priester, Melchisedek was die manier hoe Melchisedek priester was, is dat hy ook 'n koning is. Hy is nie net 'n koning, hy is ook priester. En daarin was Melchisedek vir ons 'n heenwysing na Jesus, die ware priester. En wat doen die ware koning-priester? Hy's 'n middelaar. Priester koning Melchisedek is 'n middelaar wat heenwys na Jesus, ons ware middelaar. En kyk nou, wat doen Melchisedek? Melchisedek sê in vers 20, Abraham, jy's geseënd deur God die Allerhoogste. So met ander woorde, Melchisedek bemiddel God wat seën se seën na Abraham toe. Dis wat ons hier moet raak sien, en so wys hy op Jesus, wat die ware middelaar is, wat God se seën na ons toe bring. Deur Jesus ontvang ons die belofte van vergifnis, herstelde verhouding met God, ewige lewe, burgerskap in die koninkryk. Ons ontvang al die seëninge van Genesis 12 vers 2 en 3. Die seën van wat die Here vir Abraham beloof het. Daardie seëninge kom na ons toe deur 'n middelaar. Melchisedek was die middelaar daar in die tyd van Abraham, maar hy wys uiteindelik na Jesus toe, die ware middelaar, wat God se seëninge na ons toe laat kom. En dan die ander ding, die feit dat Melchisedek koning van geregtigheid en koning van vrede is ook baie belangrik. Priester koning Melchisedek wys heen na Jesus, die ware geregtigheid en vrede vir ons bring as hy God se koninkryk bring. Dan bring Jesus ware geregtigheid, ware vrede. Jy kan gerus Jesaja 9 vers 5 tot 6 gaan lees. Jesaja 42 vers 1 tot by vers 3. Jeremia 23 vers 5 en 6, dis profesie wat gaan oor Jesus, wat wys dat hy is die koning wat geregtigheid bring en vrede bring. En Melchisedek is 'n heenwysing na Jesus. So hier ploeps, binne in die stuk Abraham geskiedenis, hier binne in Kanaan, ewe skielik Melchisedek, wat vir ons heenwys na Jesus, en wat vir ons lesse leer oor Jesus. Jesus is 'n priesterkoning, soos Melchisedek. Jesus is die ware middelaar, soos Melchisedek. Jesus is die een wat die ware geregtigheid en vrede bring, wat Melchisedek na heenwys. Nou, dit bring ons dan by die laaste deeltjie van Genesis 14, en dit is Bera wat toe vir Abraham kon ontmoet. Ons kry vir Bera daar in vers 17, dan spring die fokus na Melchisedek toe, en dan in vers 21, dan spring die fokus weer terug na Bera, die koning van Sodom. En die ding van die koning van Sodom, in vers 21 is dat hy Abraham wil ryk maak. Hy wil Abraham laat deel in die goedere wat die 4 koning koalisie daar onder Kedorlaomer afgeneem het. Abraham het al daardie goeders weer afgeneem by Kedorlaomer, bring dit terug, en nou sê Bera vir Abraham, jy kan dit kry. So Bera wil Abraham ryk maak, en dan weier Abraham volstrek, van vers 22 tot 24. Abraham weier nie, hy neem niks aan van hierdie goddelose koning Bera, niks nie. Nou wat is die les hier? Ek dink die les wat ons hier vir ons kinders moet uitlig is, luister, by wie soek jy lewe? By wie soek jy lewe? By wie soek jy vervulling? By die goddelose wêreld? Of Jesus, die priesterkoning in die orde van Melchisedek? Soek jy God se seëninge? Soek jy die lewe en die volheid van lewe wat vanaf God deur Jesus kom? Soek jy dit by Jesus? Of soek jy valse vervulling en valse lewe by die wêreld? Natuurlik, dan moet ons vir ons kinders sê, nee, ons kies Jesus. Ons as gesin, ons soek Jesus. Ons almal saam, en elkeen van ons afsonderlik, ons moet Jesus soek.
Nou ja, dit is die Genesis 14 dan, Abraham en Melchisedek, dit is ek dink die lesse wat ons vir ons kinders hieruit kan leer. Julle moet baie goed gaan in hierdie week en baie sterkte en kom ons bid vir mekaar. Totsiens.